Okay, soek jy 'n wenresep vir jou trekker se engine, nê? Nee. Wenresepte kom nie net uit huisgenoot uit nie, hulle kom van Liqui Moly af ook. Kyk gou hierso, ons het 'n trekker daar by ons gevat en ons het hom op hulle goed gesit, olie samples gevat, die hele lot. Check net gou 'n bietjie wat het hier gebeur. Hierdie is awesome. Sheldon, like it? Chips, goed en jy? Nee, doodstil rustig. Excellent. Okay. En toe ons daar was, ons het die eerste samples gevat van die olie met hierdie oulike pompietjie en masjienkie en toe gaan ons nou lab toe, né? Nee? Maar voordat ons nou enigstens inligting gehad het daarso, het jy klaar gesê, okay, right. Hierso is noem dit nou maar 'n blanket approach of 'n shotgun approach van as jy regtig nie weet of wat ook al jy wil net iets doen wat jou engine se lewe gaan verleng, hier's wat jy doen, verduidelik my. Perfect, Chip. So, soos jy sê, deel van die proses toe ons die olie-analise doen, het ek klaar agtergekom, jy weet, 'n groot probleem wat gewoonlik in die mark gebeur is die injectors wat bietjie lek en so. En met dit self, Liqui Moly het 'n groot fokus op oplossings. En dis wat ons sien in terme van bymiddels, wat ons kan additional offer vir jou deur daardie diensinterval as jou trekkerdiens. So wat ons doen met jou trekker self is ons het 'n bietjie diesel bymiddel saam met die tank gesit om seker te maak as 'n hardklip maak hy injector vir jou mooi skoon dat hy nie enige probleme op die engine gee nie en ook nie enige fuel dilution het nie. As 'n resultaat kon ons definitief sien op die analise kant die impak wat dit gehad het. Want dis nou net sommer aan die begin gewees. Dis 'n one shot. Dis hierdie diesel purge, nee. Ja, selfs storie hier. So diesel purge, lekkere bymiddel vir jou diesel engines. Twee maniere wat jy kan gebruik. Jy kan 'n closed circuit op jou injectors maak en hy maak hom lekker skoon soos dit terwyl daar staan in die diensgeval self, of jy kan hom direk in die diesel filter gooi en soos jy hom start purge daai injectors vir jou om seker te maak enige kontaminasie, enige additional lubrication of wear probleme maak hy vir jou lekker skoon om seker te maak daai spray pattern is lekker atomized. So wat jy doen is jy gooi hom letterlik, maak die dieselfilter los, maak hom vol met die ding. 100%. En dan die eerste shot wat hy deurgaan, dan stoot hy net daai goed. Stoot hy al daai maak lekker skoon vir jou en die lekker ding is ook, jy weet, hang af van die maat, hang af van die trekker, van die size, hang af van jou dieselfilters, jou hardklip. So ons doen 'n 1 liter mate, ook 'n 5 liter as 'n bietjie meer ekonomies is vir jou. Jy weet as jy sê hoorie sommer elke trekker wat inkom in 'n 42 ure diensinterval implementeer ons so 'n stelsel en dit gaan regtig in die long run vir jou baie help net op fokus op die injector want jy weet soos ons weet injectors baie duur. En ultimately wat gebeur as 'n injector begin fail, moet jy hom uithaal, instuur vir 'n lab testing. Hulle moet hom kalibreer en toets en shimmings insit. En dis nogal die proses ook want in dieselfde proses vir daai 3, 4, 5 dae wat hy staan jou trekker ook in die veld waar hy kan werk nie. Ek stem 100% saam mee. Nou okay, en wat het ons gesien uit die diesel purge ding? Wat het ons daar terug gekry? Definitief. So deel van die resultaat kon ons sien met die vorige engine olie met jou 22 ure. Het hierdie engine gestaan met 2% fuel dilution. Yes. Wat nie veel is nie, dis nogals goed vir 'n diesel engine, maar wat ons gedoen het as gevolg van die resultaat van die diesel bymiddel wat ons saamgesit het hom gedrop na zero detection, so beteken daar's geen diesel wat gevind is in die olie. So hy het gegaan van daai was nou die eerste ene, dis die 2% af na 0 toe. Na 0 toe, so ND is 0. 100%. Ja. En dis 'n baie basiese ons noem dit 'n problem solver wat jy self in plek kan sit, deel van jou diensinterval om seker te maak as ek 'n situasie kry waar 'n injector nie lekker wit te sprei nie of die combustion proses van daai engine nie lekker hardloop nie. Dis iets wat jy self kan optel as jy net na die engine kyk en sê, hy lyk goed van buite af nie. Jy gaan dit kan weet nie. So baie basiese stelsel wat jy self in plek kan sit, 'n deel van jou diensinterval. Right. Dan het jy nog Ceratec bygesit en ons het hom nog gehardloop op julle Liqui Moly 15W40 olie. Wat het dit vir ons en net voor ons daarso wat doen die Ceratec verduidelik net gou vinnig hoekom wil ek hom insit? 100% Chip, so weer terug na die liggaam toe self, jy baie van die ouens wat lekker fokus op jy weet liggaam gebou en gym, weet hulle gebruik bietjie supplements, ons noem dit aanvullings en deel van 'n olie formulasie self is hierdie aanvulling en waarvoor hy help is ons noem dit 'n ceramic particles, so hy ceramic coat die engine binne-in met 'n sekere chemikalie wat ons byvoeg om te help met die wear in die engine self. So die ceramic particles wat dan saamgevoeg is saam met daai engine self, kan ons dan optel ook in die additive and lubricant conditions. Ons kan definitief sien daar sekere aspekte soos molybdenum en boron wat hy increase het. Dus hierdie is nou dit lyk nou regtig so grondontleding, nee. Daar het ek ook nou nog magnesium en kalsium en wat ook al, maar hier is hulle nie noodwendig goed nie. So jy kan sien goed soos ons noem dit friction modifiers. Molybdenum is een van dit waar jy lekker gespike het. Boron is 'n ander aspek wat die Ceratec vir jou gee. Sulfur en hy increase daai properties van daai engine olie self om seker te maak. Okay, nee, maar nou raak dit interessant. Wag. Nou begin ons interessant raak. Okay, wag, hè.
So jy sê nou vir my, nê, molybdeen help om beter te lubricate, nê? So ons het gegaan van 83 af na 277 toe, 100%. nê? Boor wat dit ook doen, nê? 70 na 426 toe, nê? So all in all, jy nou vir my sê hierdie is baie, daai nommer 3 is baie beter as nommer 1 hierso, as ons net gaan kyk hoe lank hierdie engine gaan hou, nê? 100% Tube. So as jy kyk na die formulasie van kom ons vat 'n 15W40 olie, jy weet hy het 'n basisolie wat die mineral grade is en dan het hy 'n additive package en daai additive package is dat jou OEM approval vir 'n sekere engine, right? Daai kombinasie is goed genoeg vir die standaard volgens API en ASEA. Maar wat hierdie doen is hy vul daai chemikalie aan vir jou om daai additional, ons noem dit surface active agents te help en deel van daai proses help hy met daai wear in die engine self na 'n lang duur. Baie cool. Okay, en dan wat het met die olie self gebeur dan nou, want ek sien hier's grafietjies nog in dinge. 100%. So 'n groot aspek wat jy kan sien is definitief in terme van viskositeit self. Weet ons begin met die nuwe olie op 14 en gedrop na van 13.8 na 13.7. So jy kan sien ons glad nie 'n viskositeit drop in daai graad nie. Ja. Dat beteken hy bly in graad en ons sê 15W40. Ander aspek is wat ons noem is 'n TBN. So op ontledingkant, deel van die engine hoe hy hardloop as hy nou bietjie ontbrand, is al baie acid wat create word in die engine. En die TBN is 'n alkaline reserve wat daai acid aan combat om seker te maak dit maak nie sludge nie. Want suur die is lewer. corrosive. Presies dit. Ja, presies dit. Ja. So die TBN aspek is dan baie belangrik ook. So dis soos Enos vir jou engine. Exactly dit. Ja. So ultimately wil ons geen acid hê nie want dit maak 'n magdom van probleme in die engine self en dit is generally 'n sludge formation wat jy dan kry in diesel engine olies. Maar daai aspek ook help hy ook om daai reserve 'n bietjie te supplement om seker te maak daar is nie probleme wat in die toekoms gebeur nie. Okay. Dan nou hierso en dan hierdie onderste besigheid en dan ek net gevindig hy het nou nog na sy 100 uur wat hy gehardloop het, sy viskositeit is 100% reg, geen issues. Perfect, 100%. Okay. Dan verduidelik my wat doen hierdie wat sê hierdie grafiek nou? Hierdie grafiek is in terme van jou particles per million wat ons Sorry, ek wil net net die eerste ene nê. Dis 'n bysample waar volgens die goed vergelyk word, seker reg, wat aan die by die lab gee. Presies. So wat ons gedoen op die toetsie self, ons het die ou olie gedreine engine flush gebruik. Dus sit ons die nuwe olie saam, dat 'n bietjie hardloop, dat ons die hele submission van al die particles kry en toe vat ons die monster van dit op die lithium olie. Ja. So nou hierdie is nie eintlik 'n skone olie nie, hierdie is die nuwe olie wat in die engine gebruik om daai te gebruik as 'n fondasie van waar volgens ons werk. Okay, right, ek hoor jou. Okay, dan nou hierso. Okay, so wat het nou hier gebeur verder? So wat ons hierso doen is in terme van jou ion wat gevind is in die engine self van vorige 55 na 25 toe gedrop. Yes. Met die kombinasie van die 15W40 olie as ook die Ceratec. Die lekker ding van jou trekkers is ook dis heelwat ouer trekkers. Hulle het al hard gewerk en ons baie wear op die engine self. En die lekker ding is van hierdie solid friction modifier, hy vul aan daai impurities op die engine om seker te maak daar's minder slytasie in terme van die engine self en as a result is daar ook minder wear in die engine wat jy definitief kan sien. Okay, want hierso is nou minder, maar ek meen hy het mos nou net die een het nou 250 uur gehardloop en die een 100. So ek sou nou aangeneem het dat dit die ding gaan wees, so ek neem aan hier toe nog vir my goed geskryf wat 100%. So wat ek daar probeer vir jou verduidelik is omdat hulle verskillende intervalle gehardloop in terme van ure, doen ek vir jou 'n interval wear rate per uur. So daar kan jy sien 55 is omtrent 0.22 ppm per hour wat hy afbreek in terme van die engine soos jy hom gebruik. Ja. En hy het gedrop na 0.167 ppm per uur wat definitief jou 25% besparing gee in terme van wear op die engine. So 25% wat my engine gaan langer hou korter nie lank van die storie. Presies dit. So dit is jou OEM approved engine olie wat ons gefokus het, jou 15W40 volgens daai trekker, as ook die kombinasie van die Ceratec. En die lekker ding is daai Ceratec, hy bly ook lank in die engine, so al drein jy olie bly hy agter. Dis cool. So wat jy nou vir my sê is nê, as ek nou daai trekker wat nou daar staan, nê. Eerste ding is as ek nou al hierdie goeders ingooi, nê. Hoe vergelyk wat okay, kom 8245 ek skat. Maar ek sê engine te doen is seker nou so 400,000. Die ouens kan my maar reg help hier as ek verkeerd is, nê, maar ek raai nou maar. Ja. Hoeveel is as ek nou die diesel purge doen en die Ceratec en daai goed, so net maar persentasie gewys en ek gebruik julle liquid moly olie, nê? Hoeveel is dit duurder as wat ek my normale kan wat ook al 15W40 by die koöperasie gaan koop ensovoorts?
So Chips, in terme van vergelyking, as jy kyk na jou engine olie self, jy weet, ons het 'n invoerproduk direk van Duitsland, so alles word gemaak daarso as gevolg van die R&D van die produk self. Ja. En die international approvals wat ons eintlik toets op die engines en dan daai international accreditation kry vir die produk self. Hierdie bymiddels wat jy deel van jou pakket kan maak is addisionele koste, maar in die long run spaar jy baie meer in terme van engine lewe wat jy definitief kan sien. So jy weet daai koste as jy daai sommetjie vir jouself maak, hoor hierso na 500 of 1000 uur wat ek die engine hardloop, wat is my koste vir die additional produk? En daai gaan definitief vir jou 'n groot verskil maak. Ja, want ek meen op die einde van die dag as ek nou net vinnig die som moet maak R400,000 op 'n engine, 25% langer leeftyd. So dit gee my in effek R100,000 ekstra wat ek kan spandeer maklik om op hierdie tipe van goed en ek gaan waarskynlik, jy weet, dis ook een van daai somme, hierdie is nie 'n lineêre som nie, nê? Want die engine gaan van off chop af na, nee, hy gaan nie net vir my 2.500 uur meer gee sê nog maar van 10,000 nie, gaan dalk 15,000 ure toe gaan net omdat al die goeders in plek is. En die groot aspek van ons is ook, jy weet, ons is 'n brand wat graag waarde wil toevoeg. Dis kom 'n bietjie anders is. En baie van die ouens, jy weet, kosbesparing is 'n groot ding wat hulle nou wil sien, maar in die long run hulle doen nou 'n som nie. Hulle doen nou 'n weegskaal van hoor hierso, maar wat gaan my kos oor, jy weet, 100,000 uur wat ek hardloop nie. Want baie van die ouens, jy weet, met die trekkers, omdat hulle so die fabrikate so duur raak ook, wil jy graag jou trekkers in jou vloot hou. En so 'n lekker program gaan definitief jou bietjie kan aanvul in daai kant. Laaste ding, hierdie goed beïnvloed nie my warranties of enigiets op die trekkers nie, nee. Glad nie. So jy weet, as dit kom by die fabrikate self, fabrikate het hulle eie middels wat hulle gebruik ook wat hulle aanbeveel. Maar in terme van as jy uit warranty het, is ek bedoel is jou eie koste, is jou aanvulling wat jy doen. Dis jou koste bespaar, weet wat jy self moet doen. So definitief Liquid Monitor Product Liability waar ons 'n dekking het van ons kant af. Hy's €20 miljoen per case. So enige probleem wat jy gebruik met ons produk, het ons definitief 'n aanvulling vir jou ook om te help. Okay, ek het gedog dit gaan vinnig wees, maar apparently nie. Nee. Daar's soveel goeders hier om te unpack, nee. As jy vat wat eisters kos deesdae. En ek het nou met my eie oë gesien. Luister jy daai, nee? Daai is letterlik ek wil nou amper sê soos wat jy stikstof gooi op jou mielies, nee. Jy gaan nie sonder daai goed hier, dis amper dieselfde besigheid. Dis waar jy hom start, kappie goed, steek jou olie en jy gaan net soveel langer uit jou engine uitkry. Maar nie my woord vir dit vat nie, laat hulle kom, dat hulle by jou kom samples vat op jou trekkers, dat hulle vir jou daai goeders ingooi en dan sien jy self met jou eie oogies, die goed werk. Linkie bo vir jou onder, bel hulle, kom met hulle in kontak. Dis hier van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.